Baie welkom by Versteekte Juwele. Epafras, seker nie 'n naam wat sommer by ons opkom wanneer 'n mens oor die Bybel en selfs oor gebed gesels nie. Tog verdien Epafras se naam besondere aandag. Hy word nie maar net in 'n groeteboodskap genoem nie, maar Paulus prys hom spesiaal aan. Paulus skryf nou hier vanuit sy gevangenskap en daar waarskynlik in Rome het heelwat mense hom seker gaan besoek om hom te bemoedig. En een van hulle was seker Epafras, daar van Kolosse af ver in wat vandag Turkye is. En hy stuur hier nou vir sy gemeente groete, saam met Paulus wat vir hulle skryf. Epafras word maar net genoem as een van die gemeente. Nie meer spesiaal is dit nie met 'n amp of 'n posisie nie, maar sy gebedsywer is die groot ding. In daardie tye het Christene meer versterking nodig gehad om staande te bly en ook soos ander dele van die wêreld vandag. Wanneer Christene vandag in omstandighede van verdrukking gevra word wat ons vir hulle kan doen of wat hulle nodig het, dan antwoord hulle gewoonlik bid vir ons. Beter as dit kan ons nie doen nie. Want waar gelowiges bid, daar werk God. Ons lees dat Epafras vir sy gemeente gebid het en dat hy geworstel het in die gebed vir sy gemeente. Hierdie woord worstel is 'n vertaling van 'n woord wat ons ook in ander tale ken soos in Engels, agonize. Dit beteken om 'n worstelstryd te voer, om te agoniseer. So was Epafras aan die bid. Dit was 'n worstelstryd in hom dat sy gemeente moet vas staan in hulle geloof. Nou vandag staan die kerk in die sogenaamde Christelike wêreld en ook in ander dele van die wêreld nie onder dieselfde soort van druk as in die Nuwe Testamentiese tyd nie. Maar die bedreiging is anders. Dikwels gemak en die moontlikhede van die moderne wêreld. Toewyding is iets wat skaarser word. Maar die kerk in die hedendaagse wêreld het gebed nog steeds ewe nodig. En hier gee Epafras vir ons rigting, om steeds in die gebed te worstel vir ons medegelowiges en vir jouself, teen al die moontlikhede wat toewyding aan Christus kan belemmer.